Love Goggles, genade sien en magnanimous. Ek het hierdie onderwerp al liggies aangeraak in sekere van my video's, maar dis werklik vir my so 'n groot, fenominale, hemelse, Elysian konsep, Love Goggles. Die krediet vir hierdie konsep moet ek gaan na Alma van die lewensverrykingspan. Met die opleiding vir die groepielede het sy vir ons geleer dat daar sekere mense met wie 'n mens moeilik oor die weg gaan kom. En dan bid sy gewoonlik vir God. Laat ek die mense sien deur u oë. En God help haar gewoonlik om die positiewe in ander mense te sien. Dan maak dit baie makliker vir haar om te connect met die mense. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. 'n Wetgewer Huis van Hoop vir emosionele genesing vir vrouens maak ons sommer die Love Goggles. Ek glo dit vat die gebed na die next level toe. In plaas daarvan om net daaroor te bid, maak ons die Love Goggles profeties as 'n noodkreet vir God om te vra, help ons asseblief om die beste in ander mense te sien. Vandat ek die oefening begin doen het met die vrouens, kan ek werklik 'n verskil sien in my menseverhoudings. God seën dit werklik. Dit is makliker om mense lief te hê en God stort werklik hierdie waterval van liefde in my hart vir ander mense. Romeine 5 vers 5. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Het jy dit ook al ervaar, dat sekere mense is net makliker om lief te hê as ander? En ek glo werklik ons dien 'n God wat dinge vir ons wil makliker maak, volgens Sagaria 4 vers 6. En ek kan dit weer terugtrek na die Love Goggles. Net om te bid, leer my hoe om mense te sien deur u oë. Die term om genade in iemand anders se oë te vind, word 3 keer gebruik in 'n Rit alleen. Rit 2 vers 2, 2 vers 10 en 2 vers 13. Ek glo dis dieselfde as om Love Goggles op te sit, om net die beste in ander te sien. Om soos die barmhartige Samaritaan uit ons pad uit te gaan om ander te help. Soos om verlief te wees op die hele wêreld. Jy weet soos die oomblik wanneer jy net verlief geraak het op iemand, dan voel jy sal soveel ekstra moeite vir hulle doen. Jy sien net die beste in hulle raak. Ons het selfs 'n slagspreuk wat sê, ons liefde is blind, love is blind. Om te verwys na die teorie dat ons net nie die slegte eienskappe van die ander persoon kan raak sien nie. So mag ons maar bid dat ons genade in ander mense se oë vind, soos Rit gekry het in Boas se oë, en ook dat ons genade in ons oë het vir ander mense ook. Daar is 'n woord vir dit. Ek dink hierdie Love Goggles is wat Moeder Teresa en enige ander filantropiese werker konstant gedra het. Die woord daarvoor is magnanimous. In Afrikaans is dit grootmoedige. Maar magnanimous is net vir my soveel 'n beter woord. Mag ons ook 'n oorvloed van hierdie eienskap sien in ons lewe en ook in ander mense begin raak sien. Het jy al opgetel hoeveel kere het Jesus die blindes genees? Dit was die meeste een tipe wonderwerk wat hy gedoen het. Hy het 5 algemene siektegenesings gedoen. 2 met melaatsheid genees, 2 paraplee genees, 1 stomme, 1 dowe. Maar 5 verskillende wonderwerke net met die oë. Ek dink dit moet ons laat regop sit en aandag gee.
Hoekom was daar 5 verskillende wonderwerke met die oë? Dit was die een genesende wonderwerk wat die meeste gefokus was op die kleinste gedeelte van ons liggame. Ore is groter as oë. Bene, soos vir die paraplee waarop mens loop, is groter as die oë. Maar tog was daar 5 verskillende genesings van die oë. Nog 'n baie verdere interessante onderwerp ook op ons oë is om die geestelike riem te sien, om visioene te sien. Ek het al verskeie profesieë gehoor dat 2018 is die jaar van geopende deure. Mag ons oor en oor bid dat God ons oë mag aanraak, dat ons geestelike oë sal oopgaan. Ek het met groot verwagting Adele Neveling se boek gelees, die tweede een, Watch the Space. Ek het inside info dat haar derde boek is sterk op pad en ek kan nie wag om dit te lees nie. Maar in haar tweede boek praat sy herhaaldelik van die geestelike visies wat sy sien, dat sy kan engele sien, maar sy vertel ook, en hier is 'n direkte aanhaling vanuit haar boek, Kreet van die bloedbevlektes. Ek het in Februarie 2014 'n konferensie in Randburg bygewoon, waar Todd White 'n spreker was. Tydens een van sy sessies sit ek byna heel agter in die auditorium en ek besluit om te kyk hoe hy in die geesteswêreld lyk, Ek maak toe my geestelike oë waalwyd oop en kyk om te sien. Ek kyk en kyk. En alhoewel hy lewensgroot reg voor my staan, kan ek hom nie sien nie. Dis toe dat ek begin bid en vir God vra, waarom kan ek nie vir Todd White in die gees sien nie? Sy antwoord het my gevloor. Niks en niemand kan hom optel nie, want hy is nie op die radar nie. Hy is in my weggesteek, omdat hy in liefde optree. Om die sirkel volledig toe te sluit, glo ek dat ons love calls wat ons maak by bed 7 kan ook vir ons die eerste tree wees om ook soos Todd White weggesteek te wees in God se liefdesbabbel. Maar verder hoop ek jy aanvaar ook die uitnodiging dat God jou oë sal aanraak. Ek weet dat daar kom 'n oorvloed van God se gees wat vars uitgegiet gaan word op die aarde, volgens Joel 2 vers 28. En ek wil gereed wees vir daardie oordosis van vars nuwe gees wat uitgestort gaan word. Oh yeah. We want to see things for the way they really are. Open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lift it up, let me hear you. Open